Goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees en dat ons met hierdie aktuele boodskappe kan aangaan. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons met wysheid sal bekragtig, dat ons sal sien dat sy woord nie 'n boek van verwarring en 'n boek is wat de mekaar is en 'n boek wat nie vir ons rigting en leiding gee nie. Nee, die Bybel sê vir ons juist dat die woord van die Here is 'n lig vir ons pad en 'n lamp vir ons voet in hierdie stuk duister, donker wêreld waarin ons onsself bevind, wat oorlaai word met sonde en boosheid en ongeregtighede, en mense is besig om herwaarts en derwaarts te gryp na een of ander grashalmpie om net sin te maak van hierdie lewe. Ons as kinders van die Here die voorreg om die Bybelboek oop te maak. Die Bybelboek, vriende, is soos 'n ligtoring wat by 'n kuslyn staan waar rotse en allerlei gevaar is, en ons kan hierdie ligtoring sien wat draai, en ons sien die gevaartekens wat in ons wêreld aan die gang is. Ons sien hoe die Here ons waarsku, hoe die Here ons begelei, hoe die Here ons stuur in 'n rigting, en hy self is die stuurman van ons lewe, en daarom moet ons tog tyd neem met die woord van die Here. En ek wil vir u sê, ek dink die meeste mense lees nie die Bybel nie. En dis nie net 'n aanname wat ek maak nie, vriende. Daar is baie statistieke wat vir ons sê dat mense lui is om die Bybel te lees. Hulle luister eerder vir 'n uur en 'n half na een of ander guru, een of ander pastoor of apostel of een of ander profeet wat oor televisie praat, wat hulle wil nie meer kerk toe gaan nie. Hulle is te lui om op te staan en na die huis van die Here te gaan. So hulle sit en hulle werk hierdie kanale. Sondag voel hulle skuldig. Hulle gaan op al hierdie God Channel en die TBN kanaal en al hierdie kanale, en hulle kyk na Sit Raf en al hierdie programme van al hierdie mense, vriende, wat vir ons goed leer wat onbybels en onskriftuurlik is. Mense wat die Here nie lief het nie, maar hulle sakke lief het. En ons val vir hierdie leuns en ons begin verward rondpik en ons begin moet vra in ons binneste worstel, terwyl die woord van die Here 'n lamp is wat skyn in 'n donker plek. U kan dit gaan lees, 1 Petrus, die eerste hoofstuk vers 19 tot 21. Nou, ons gaan vanmôre 'n bietjie praat oor een van hierdie verwarrende uitsprake van hierdie predikers, en dit is dat mense bloedlynvloeke het en dat ander mense vloeke oor hulle kan uitspreek, en dat dinge wat jou oupa en jou oupa grootjie gedoen het 'n effek op jou lewe kan hê, en jy moet hierdie binding breek, en hulle is gewoonlik die mense wat die bindings kan breek. En ek sê nou dag vir iemand, die meeste van hulle se kinders luister nie eens vir hulle nie. Nou dink hulle die duiwel gaan vir hulle luister. Dis hoe pateties hierdie mense is. Hulle dink hulle het een of ander geestelike utopia wat hulle in hulle self bevind, waar hulle hierdie krag vandaan kry om uit te kom in hierdie bose wêreld, om dan duiwels te bestraf en demone te bind ensovoorts ensovoorts. Die meeste van hulle vriende se kinders luister nie eens vir hulle nie. Hoe sal die duiwel nog na hulle luister? U moet gaan kyk na die boek Judas, lees dit, is 1 hoofstuk, en u sal sien dat Judas sê, hy wou skryf oor die gemeenskaplike geloof van die heiliges, maar hy het eerder geskryf oor hierdie waterlose wolke, hierdie predikers, wat al hierdie drek vir ons gee, en hierdie dinge praat, vriende, wat mense verwar, en ons het nodig om die woord van die Here oop te maak, en vir u te sê, dat geen mens die mag oor 'n ander mens se lewe het nie. Ek gaan vir u vanmôre 'n bietjie probeer begelei. As ons nie by alles kan uitkom nie, sal ek môre verder aangaan. Nou vriende, bloedlynvloeke of vloeke wat mense oor ander mense uitspreek, is maar net 'n versinsel van mense. Daar is baie mense wat sê, luister, omdat jou voorouers sekere goed gedoen het hulle hierdie binding op jou lewe geplaas, en daarom sukkel jy in jou huwelik, jy sukkel miskien met alkohol, jy sukkel met seksuele gedrag, jy sukkel met een of ander depressie, dis omdat hulle verkeerd gedoen het. En ek lees dit en ek vind dit nie in die Bybel nie. Daar is voorstanders van hierdie dwaallering, en ag vriende, u kan maar gaan kyk op hierdie kanale. Mense soos Merlin Hickey, daar is Teresa Kasselman, baie van hierdie mense wat Neil T. Anderson, mense wat oor hierdie goed skryf en hulle weet nie eintlik regtig waarvan hulle praat. En hy gaan selfs verder deur te sê dat 'n kind van die Here demonies besete kan raak. Dat die duiwel hou vas op 'n kind van die Here se lewe kan hê en weer in sy lewe dan kan kom woon. Hoe hartseer as 'n mens kyk hierdie verwarrende uitsprake van hierdie mense. Vriende, Dr. MacArthur sê, onder die militante vaandel van geestelike oorlogvoering berei groeiende getalle evangeliese en charismatiese Christenleiers breë aanvalle voor op wat hulle die kosmiese magte van die duisternis noem. Gefassineerd met die idee dat Satan 'n hiërargie van territoriale demone beveel, is sommige sendingagentskappe en groot kerkpastore besig om strategieë uit te werk om die vestings van daardie bose geeste te breek, wat na beweringsstede, lande en mense beheer. Ag, hoe hartseer. Ek het self in my jonger bediening by 'n predikant gaan
prakties doen op 'n stadium, wat in sy studeerkamer 'n kaart gehad het, wat hy sekere merke geplaas en dan gaan bid hulle by die hoeke van sekere strate en ingange van dorpe en voor allerhande plekke en dan bestraf hulle die Satan daar en bind hom en allerhande goeders. Ek wil vir u sê, ons het nodig om te kyk na wat die Bybel vir ons oor hierdie saak leer. Nou die eerste vraag wat ek wil beantwoord vanmôre is daar so iets as vloeke wat oor mense en plekke uitgespreek is, wat vandag nog 'n invloed op mense het? En nou moet u net mooi luister wat ek sê. Die antwoord is ja, daar is. En die verskil is, mense het dit nie uitgespreek nie, maar die Here self. En dis waar die verskil lê. Ons ly, u en ek, elke mens op aarde ly oor die vloek wat God uitgespreek het oor hierdie aarde. Kom ek lees vir u, Genesis 3 vers 14, nadat Adam en Eva gesondig het. Nou sê die Here, omdat jy dit gedoen het, hy praat nou met die slang, omdat jy Adam en Eva verlei het, is jy vervloek onder al die vee en onder al die diere op jou buik sal jy seil. Aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap, en aan jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. En aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou, en van die boom geëet het waarvan ek jou beveel het, om nie van te eet nie. Vervloek is die aarde om jou ontval. U sien, dit sal dorings en distels voortbring. Hier vind ons die vertelling van waar alles begin skeefloop het, in die tuin waar die eerste twee mense hulle God en Skepper ongehoorsaam was. Hiervandaan kan u maar die Bybelse vertelling volg, alles het vandaar begin skeefloop. Waarom? Nie omdat 'n ander mens 'n vloek oor my geplaas het nie, maar omdat my Skepper, die God van hemel en aarde, gesê het, hierdie aarde sal vervloek wees, omdat julle aan my nie gehoorsaam was nie. Daar sal in die skepping, daar sal in ons liggame, al hierdie goed gebeur, tot ons later na die graf toe sal gaan. Die Here het ons nie geskaap om te sterwe nie, maar weens die sondeval, het ons liggame begin kwyn, en sal ons dan ook later sterwe. So die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat hierdie God van hemel en aarde het sy skepping vervloek, omdat mense nie geluister het nie. Adam en Eva, en u en ek sou presies dieselfde as hulle gedoen het. Die vraag wat ons nou moet beantwoord is, as ons almal onder die vloek verkeer, hoe kan ons vrykom? En ag vriende, hier is waar die gurus inkom. Hier is waar hierdie pastore, profete, apostels en al hierdie mensgemaakte, selfaangestelde predikers na vore kom en sê, ons sal julle help. Vir 'n klein voetjie, kom woon 'n kamp by ons by en ons sal vir jou wys en deur 'n proses vat om vry te kom van al die bindings en al die vloeke wat oor jou lewe is. En dan is dit maar doodnormale goed in 'n mens se lewe. Iemand wat aan drank verslaaf is, of iemand wat aan pornografie verslaaf is, of iemand wat miskien vrees het om te gaan slaap in die aand, of miskien een of ander iets. Nou is dit vloeke en dit moet gebreek word en hierdie mense sê hulle het die mag om dit te doen, woon hulle kamp by vir 'n redelike stywe bedragie en hulle sal jou wat vry ander kant uitkom. Watter groot klomp leuns. Die Bybel gee vir ons 'n wonderlike antwoord op hierdie saak. Kom ek lees vir u Galasiërs 3 vers 13. As ons almal onder die vloek van God verkeer, hoe kan ons vrykom? Daar staan, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Vriende, in ons familie was daar ook alkoholiste gewees. In ons familie was daar ook bose mense gewees, geweldenaars gewees. Waarom is ek nie so nie? Waarom is my vrou nie so nie? Want die Here Jesus Christus het ons gered. Ja, ek was ook 'n sterk drinker toe ek 'n polisieman was. Ek het ook sekere dinge gedoen en ek het vir baie mense die skuld probeer gee, maar toe die Here my siel red, het hy met hierdie herstelproses begin. Want die Bybel sê as Christus jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. U sien, by wedergeboorte vind die vrymaking eenmalig plaas. Ek word vrygekoop vir eens en vir altyd deur die kosbare bloed van die lam. Die evangelie is die blye nuus van Christus se verlossing en hy red sondaars van wie ek die vernaamste is. Nou kan ek as kind van die Here in die oorwinningskrag van die Here lewe. Ag vriende, gaan praat met mense wat verslaaf was aan alkohol. Nou was hulle gesê dat hierdie alkoholmisbruik is omdat hulle 'n vloek oor hulle het, of hierdie aggressie is omdat hulle 'n vloek oor hulle het, of die finansiële krisis in hulle huis is omdat daar 'n vloek oor hulle lewe is, of die probleme wat hulle het met hulle bure is as 'n vloek oor hulle huis. Vriende, wat 'n klomp leuns. Die sondeval het probleme gebring wêreldwyd. Onder mense, omstandighede, huishoudings en al wat kan gebeur as die Here my siel red, begin hy met die herstelproses. En nou kan ek as kind van die Here leef in die oorwinningskrag van die Here. Efesiërs 6 vers 10. Eintlik my broeders,
Word kragtig in die Here en die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Galasiërs 5 vers 1, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus julle vrygemaak het. En ons gaan môre 'n bietjie aangaan met hierdie bepaalde saak, en ek vertrou dat die Here vir ons wysheid sal gee. U sal sien dat mense besig is om ons te verwar. Predikers wat nie lief is vir die waarheid nie, maar lief is vir hulle self en hulle eie bediening en hulle eie sak. En hulle neem ons weg van die waarheid van God se woord. Want Jesus Christus, die verlosser, die een wat gesterf het aan die kruis, is die een wat ons waarlik vrymaak. Die Bybel sê, as Christus jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Gaan môre verder bietjie kyk na hierdie gedagte, mag die Here vir ons ryklik seën. Groete vir u, mooi dag verder. Tada.